Dit is vanoggend die grand finale van hierdie reeks. Wat gaan oor die krag van die bloed van Jesus, wat al ons kon doen het. En vanoggend wil ek sommer begin by die groot mondvolstelling, dat as jy 'n Christen is, as jy wedergeboorte deur is en jy's 'n kind van God, dan is die wet nie meer vir jou nie. Jy lewe nie meer onder die 10 gebooie nie, om het so te kan stel. Die Bybel sê op 'n paar verskillende plekke, en dit sê op 'n paar verskillende maniere, goed soos die wet maak dood, maar die Gees bring lewe. Dit sê, as jy weer gebore is, word jy nie meer deur die wet gelei nie, jy word gelei deur die Heilige Gees. Dit sê, onder die ou verbond is die Jode deur die wet gelei, maar in die nuwe verbond word ons deur die Gees gelei. So ons gaan vanoggend na 'n paar sulke gedeeltes kyk. Hoekom is dit so? Die wet is baie duidelik. Dit sê, moenie steel nie, dit sê moenie lieg nie, dit sê moenie egbreek pleeg nie, al sulke dinge. Dit is baie duidelik. Maar die Heilige Gees wil dieper gaan as dit met jou elke dag. Hy wil vir jou goed sê soos, moenie met daai persoon so praat nie, dis nie liefde nie. Hy wil vir jou goed sê soos, moenie daai packaging in die supermark oopmaak en kyk wat daar binne aangaan en dink jy terug te stash nie. Dit kos die company geld, hulle kan nie so verkoop nie. Hy sê dit soos, jy staan met 2 bakke pudding in jou hand, sê die een terug en geniet die ander ene. Of jou vrou het hierdie week nog 'n bietjie tyd gehad en sy het jou aandag nodig. So gaan doen dit, hy vrye tyd en gaan spandeer tyd met haar. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Elke oomblik van die dag wil hy met ons kom loop en ons lei en ons leer in die waarheid en in wysheid. Met die wet het jy net 'n dooie reël. En is maklik om ons so te kom. Maar met die Heilige Gees is daar 'n storie, hy wil dinge leer wat glad nie eens in die wette staan nie. Hy wil ons die wet op ons harte skryf. Dis wat God gesê het in sy genadeverbond, dis hoe dit werk nou. Hy skryf vir ons die wet op ons harte. Jy wil weet waar in die wet staan, ek moet met my vrou getroud bly. Die Heilige Gees wil vir jou leer hoe om in wysheid met jou vrou te leef. Laat dan die kwessie van ek kan nie eens opkom nie. Hy wil jou leer om dit te doen, hy wil jou wys wat verkeerd is, om dit reg te maak, en hy wil jou wys wat verkeerd is in jouself, en wat moet uitkom, en wat moet gesond word. En dan die heel beste is, boop al die goede wat hy vir jou wil wys en doen, is dit ook God self wat jou in staat stel met sy Heilige Gees om die goede te kan doen. So, op jou eie kon jy dit nie reg kry nie. En God klim in daar so boots en al, en hy wys jou net wat verkeerd is nie, hy gee jou die krag om dit reg te kry. Nou maar waar pas die wet dan nou in, as al hierdie fantastiese dinge so is? Kom ons gaan lees vanoggend Galasiërs 3. Galasiërs 3 vanaf vers 24. Ons gaan lees. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Tugmeester is soos onderwyser, so dit sê die wet was daar, dit was 'n onderwyser om ons te sê wat reg en verkeerd is, om ons te leer, en dit het ook ons gewys na Christus toe. Dis die doel van oefening gewees, sodat ons geregverdig kon word deur geloof. Kyk, vers 25. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Daar is dus nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. So dit sê, nou dat Christus gekom het en met wedergeboorte, staan ons nie meer onder die wet nie. Dit sê, as jy in Christus is, jy het jouself met hom bekleed, hy's aangetrek oor soos 'n jas, dan is ons almal een voor Christus. Dis 'n fantastiese ding vir die meeste mense wat vryheid soek en graag wil
uitkom waar hulle uitkom vir onderdrukking goede. Deel van die blye boodskap is, jy is een vir Christus, daar is nie groter, kleiner, ons is een vir hom. Vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. So God sê so, hy het aan Abraham 'n belofte gemaak. En deur geloof in Christus is ons die nageslag van Abraham en dan is ons erfgename volgens die belofte. Nou, wat se belofte is hierdie? Party mense dink Jesus het net gekom dat ons Paasnaweek kan vier. Maar hy baie meer as dit kom doen. Kyk, so, wat is die belofte? Blaai gou na Romeine 4 vers 13 toe. Romeine 4 vers 13. Romani 4 for those English persons. Romeine 4 vers 13. Want die belofte dat hy 'n erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Ons is geregverdig, ons is die nageslag van Abraham deur geloof, sê dit. En dit sê dan, die belofte is wat? Hy is 'n erfgenaam van die wêreld. Nou, ek het net vanoggend een labeltjie probeer hang en wat dit beteken erfgenaam van die wêreld te wees nie. Ek dink net, geen erfporsie wat na my toe kom van God af, is bankrot of siek of planloos nie. Ek dink nie dit is wat kom nie. Of dit is wat dit is nie. So, Romeine 5 vers 17, net aan bly gesoek toe sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, praat van Adam die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Dit sê, dis ieder wat aan die gang is. Ons gaan heers hierso deur Jesus. En dit is deel van die belofte van erfgename van die wêreld. Is net, daar's 'n heerskappy in ons, wat as jy weet, dink aan ons skepingsdoel. God het ons geskep om te heers. En daai ding het 'n bietjie pak slaag gekry met die sondeval. Christus kom herstel daai kapasiteit van ons om te kan heers in hierdie wêreld deur hom. Ek dink daar's 'n beweging. Ekskuus, ek kan byvoeg wat my toe nou opval toe ek dit lees is in die lewe. Ja. Nie na die tyd nie, in die lewe heers. En dit is definitief die ding. En dit is wat ons hoop gee, wat my hoop gee in die hele malgheid, is dat daar's heerskappy wat Christus kom herstel het, en ons is besig om hierdie ding te ontdek soos ons aangaan. En dis vir my net so Genesis vir die meeste ander mense, van my agtergrond in elk geval. Jy onthou so 'n paar weke terug het ek gepreek oor hierdie ding van heerskappy wat Christus kom herstel, en dat ek voel dis 'n ding van nou, dit lewe regtig my hart. So ek glo in die heerskappy wat Christus kom herstel het, en ek dink dit gaan wees omdat ons slim of oulik is nie, of omdat ons cute raak is, of goed werk vreeslik nie. Dit is ons geregtigheid in Christus Jesus, en dis 'n werk wat hy kom doen. Dit is God se onverdiende guns op ons lewens. En hoe meer as in hierdie ding lewe en besef julle, kom die vryheid. Ons sien stukkies daarvan, en ek dink dis 'n goeie beweging op hierdie stadium. Kyk, ons gaan terug na Galasiërs toe. So daar is die belofte wat Abraham gemaak is, wat ons toe kom, wat ons is sy nasate deur geloof. Ons trek nou by 4 vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Nou Jesus sê in die gang van jy's die erfgenaam, maar dit sê hierso, jy is soos 'n slaaf eintlik dan, want jy bly 'n kind. So dit help nie vreeslik nie, en jy kan nie 'n kind bly nie, want 'n kind kan nie iets erf en dit heers nie. Hy kan nie besigheid kry en ding bestuur nie. Jy kan nie 'n kind bly en dit doen nie. So wat maak dat jy 'n kind bly? Kom ons kyk vers 2 tot 3. Maar hy staan onder voogde
en bestuurders tot op die tyd tevore deur sy Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Ek wil vir julle graag dit in Amplified lees, want hy sê dit nogal, hy verduidelik dit nogal mooi. Hy sê, but he is under guardians and administrators or trustees until the date set by his father. So we, Jewish Christians also, when we were minors, were kept like slaves under the rules of the Hebrew ritual and subject to the elementary teachings of a system of external observations and regulations. Waarvan praat dit hierso? Praat van die wet. So dit sê ons was onder die wet gewees, en solank as jy onder die wet bly, maar jy ken Christus, sê dit is jy 'n kind, en jy kan nie heerskappy ontvang nie. Jy is nie beter as 'n slaaf nie. Jy heers nie soos 'n erfgenaam behoort dit te doen nie. Nou, sekerlik kan jy nou vir jouself sê, moet ons dan met 10 gebooie gehoorsaam nog steeds? Ons het groot geword met lees die 10 gebooie voor jy enigiets verder doen. Ons het die 10 gebooie opgesê voor skool, na skool en tussen toe broodjies. Dis hoe ek groot geword in 'n geval. Hoekom is dit so belangrik dat ons besef wat Jesus gebod vir ons kom doen het, julle? As jy besef die onverdiende guns en genade van God wat jou toe gekom het, dan dink ek kan God begin om in jou en deur jou te werk. Enigiets wat jy aanpak, wat jy kan dink, ek kan hierdie ding doen, en jy kan bereik na dit oor. God kry nie eer nie. Enigiets wat jy aanpak, wat jy voor jou heilige siel weet, daar is geen manier dat ek hierdie ding gaan maak op my eie nie. Op die einde van die dag is daar net een ding wat jy kan sê, en dit is nie my werk nie, dis God wat alles gedoen het. So, in my hele lewe, en goede wat ek in betrokke is, wil ek net sulke goede aanpak wat ek kan sê eventually. As God die ding nie deurgetrek het, dan was hier niks nie. En ek dink dis die waarheid van 'n groot stuk van ons lewe en ons bloei baie keer self daarmee en mense sukkel om dit te verstaan. Skat ek, maar God se genade en guns is wat ons vooruitkyk. Ek weet nie of mens hierdie 'n proclamation moet noem of mens dit net, maar dit hiersoos wat ek glo op die stadium. God se onverdiende guns gaan hierdie bediening en my gesin oorval. Daar's dinge in die kom waar ons sal staan en kyk en sê, ons het dit nie verdien nie. Ons het net op God vertrou en kyk wat hy kan doen. Sy guns en sy genade het dit gedoen en ons sal hom nie kan eer gee daarvoor. Dis wat ek dink wat aan die gebeur is, aan die kom is. So as jy jouself beroep op God se guns en genade in plaas van jou eie krag en jou eie insig te staan te maak, kan God van nou af met jou lewe vorentoe meer reg kry as wat jy tot hier op jou reg kry. Glo dit. Maar die wet is ons morele rigtingwyser, sou ons dan kan sê. As jy onder die wet is, ja. As jy nog nie by Christus is nie, ja, dan is dit. Dis presies dit. Dis wat die ding doen. Jy staan onder die lering van die wet en die wet wys jou na Christus toe. Presies, dit is dan wat dit is. Jy het nog 'n tugmeester nodig, want die tugmeester is wat jy by Christus kry. As jy by Christus is, het jy nie meer 'n tugmeester nodig nie. Dis wat Romeine 4 vers 18 sê, vers 4, dit sê Christus is die einde van die wet vir almal wat glo. As jy onder die wet wil bly, is Christus nie vir jou nie. En nou wat jy die hele wet hou, die Bybel sê as jy een dingetjie mis, dan mis jy die hele storie. So dit beteken, volg die wet, los die varkchoppies, ek wil jy nie op 'n Sondag sien nie, in die kombuis moet jy skei, vleisies, naakies, groente, as dit mekaar nog hy geoordeel word. As jy dit nie so doen nie, dan doen jy dit nie reg nie. Die Bybel sê so. So, die Heilige Gees aan die ander kant bring vryheid en dit bring lewe. Dit kom vertel jy moet lewe, dit gee net vir jou klomp reëls nie. Maar wat van al die 1000 goed wat nou in die wet staan nie? Dis wat die Heilige Gees kom doen. Daar is nêrens in die Bybel 'n plekkie staan wat ek van weet wat sê, wat kan jy nie op internet kyk en wat kan jy nie kyk nie. Daar is nêrens 'n wet wat sê, wat se TV-speletjies is goed vir jou kinders en watter is nie. Daar is nie 'n wet wat sê, hoeveel koppies koffie 'n dag raak te veel nie. Dis alles goed wat die Heilige Gees in jou hart kom lewe en wat hy vir jou sê wat jy moet doen. En dit is veel meer as wat jy gehad het onder die wette. Onder die wet het jy 'n paar reeltjies en jy kan 'n loophole organise daar as jy nou slim is. Heilige Gees is 'n ander storie. Hy wil geheimenisse met jou kom deel. Hy wil goed aan jou kom openbaar, planne vir jou wys wat ander mense nog nooit eers kom uitkom nie. 2 Korintiërs 3.
van vers 5 af. En ek wil vir julle graag lees uit die nuwe vertaling, ek lees net 'n bietjie makliker. 2 Korintiërs 3 vanaf vers 5. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om dienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was van die heerlikheid gestraal het, hoeveel meer nog sal die blywende van heerlikheid skyn. Vers 7 sê hierso, die letter maak dood, of die wet wat in letters op klip gegraveer is, maak dood. Sê julle Bybel dit op? Kyk, daar is dit redelik duidelik. Die wet maak dood, dit bring dood. En dit bring veroordeling. En baie mense lewe onder veroordeling en dood, alhoewel hulle kinders van God is. En hulle sê die hele tyd hierdie vrees in die gang van hulle gaan nooit reg kom by God, hulle gaan nooit reg voel, hulle gaan nooit in die regte verhouding met God staan nie. Dis wat die wet doen, dit bring baie veroordeling. En die kerk het 'n baie goeie job gedoen om van mense te vertel, God hou van jou nie, hy like jou nie, want jy is lelik. En God hou nie van lelik nie. En definitief hou God nie van lelik nie, maar God het 'n plan gemaak met lelik. So as hy na my kyk, sien God nie lelik nie. Hy sien skoon, hy sien rein en hy sien heilig. Want hy kyk na my deur Jesus. Hy kan nie anders te sien as dit nie. Jesus se bloed reinig ons laasweek voortdurend van enige en elke sonde. En nou wonder, jy weet, ten spyte van die afgelope week se preek, gaan mense nou nie net sondig nie. En as jy so voel, dan dink ek is die boodskap omtrent net reg, want Paulus het dieselfde ding gehad, hy het van mense gepreek, dis die vryheid van God, en toe sê hy nou maar, kan ons dan nog sondig? Toe sê hy, is normaal. Stellig nie, of iets is jy stellig nie. Ja, stellig nie. Grieks soos jy mal. Dis die probleem van weties wees. Met 'n wet kan jy sien, hier's 'n loophole. As ek dit gaan doen, gaan ek om die sonder gebed kan kom, nie sonder nie. Genade is nie so nie. As jy God se genade en sy vryspraak vir jou besef, dan begin die liefde van God jou lewe van binne af transformeer. En dit sal jou op plekke keer om goed te doen wat jy nie voorheen nie op jou eie kan regkry nie. Dit sal vir jou in staat stel om dinge te doen wat jy self nie kon doen nie. Dit is wat die liefde van God in jou hart sal begin doen. En as jy besef hoe lief God vir jou is, dan kom jy op 'n plek wat jy net dink, ek gaan nie die stupid goed aanvang. Want ek besef die liefde van God en ek het hom nou liewer as ooit van tevore. Jy besef die vryheid wat hy vir jou gebring het. En jy hoef nie meer so hard te stry om goed te doen, want dit is hy wat jou transformeer om meer na die beeld van Christus te lyk. So kan jy sien dat genade jou nie laat sondig nie, is jy se teenoorgestelde. Jy moet eers by God uitkom en hom sê, Here, ek kan hierdie ding op my uit doen nie, help asseblief, ek is totaal afhanklik van U. Kyk, dis waar ons die ding missit, dink ek, met twee oorgoede. Ons dink, ons gaan dit maak in ons eie krag, ons gaan staande bly. So, dalk is daar by jou werk die lastige dingetjie, wat gereeld by jou kantoor kom induik. En RST Lauder of Seduction of hormoonwatertjies aan reg gespuit het. En nou staan sy daar, lustig in die deur rond, en hier staan jy, en jy besluit, ek is nou Christen, dat ek net eers my almal aantrek, en jy bid in tale en jy sê Bybelversies op, en jy stap deur dat deur soos 'n skaap ter slagting.
Jy gaan dit jy krag reg kry nie, julle. Dit gebeur nie. En dan later staan jy daar en jy staan eintlik op jou gesig en dan wonder jy, Here, hoekom? Die antwoord is miskien so eenvoudig, want ek het gesê, moenie so toe gaan nie. Ek ken haar. Moenie so toe gaan nie. Jy kan dit nie self doen nie. Jy gaan vir Here moet sê, Here, ek kan hierdie ding nie self doen nie. En dan gaan hy vir jou praktiese raad gee. En gewoonlik in hierdie omstandighede is die praktiese raad, bly weg. Dis lekker eenvoudig. In my kop beveg jy jou vlees beter met 'n lang afstand reisies. Kyk, hoe verder jy kan hardloop, hoe beter. As ek dink, Josef, né? So dan man was 'n moeilikheid van 'n vrou gehad, dit was 'n hierdie arme seun. Kyk, hy het gekom waar hy gekom het in Egipte, niemand sy eie krag nie. Dit was heeltyd God se guns. Ek meen, hy sit in die tronk en dan kom hy uit as hy hierso. En dan sê hy hierso, dan is dit God se guns en dan hardloop by die land. So, hy het definitief nie sy eie slim planne gevolg nie. Maar hy sit nou met Potifar se vrou. En hierdie girl, sy is my verstom, ek het nog in my lewe so iets gesien nie. Van iemand wat net nie nee kan vat nie. Die hele tyd, hy sê nee, blykbaar, die hele tyd. En Josef was nou hatie, as ek ook reg aflei. En sy was vermoedlik 'n bietjie van 'n cougar met geld. So sy het nou al haar lekkerryk staf aan en onder 'n kleding wat sy kan koop en al die bling aan. En ek kan net sê, as Josef op my hoekom is, dan sê hy so, Josef, is dit lank vir Joe? Maar ek het van hierdie nuwe necklace wat hy my gekoop het. En die Bybel sê 'n paar keer wat hy net gesê, nee, hy kan nie. Hy kan nie. En op 'n dag, toe sy nou regtig moeilik raak en hy sy hande vol, en sy gryp hom fisies. Wysheid, toe hardloop hy man, dat sy net met sy baadjie in die hande bly staan. Praktiese goed waarmee die Heilige Gees ons help. Jy dink jy het 'n bietjie vitamin green gerook en jy het opgehou. Hoe gaan jy hierdie ding onderkry? As jy by 'n maatjies instap en sê vir jou hierso al jou splugpaadjies, wat gaan nou twakkie hierso voor als op is, wat sê jy vir hulle? Ja, ek is 'n Christen. Al die vorige het ook gesê, jy gaan dit nie maak op jou eie krag nie. As jy 'n jong meisie is en jou boyfriend sê vir jou trek hom in, want ek is verskriklik lief vir jou. Dan hoor hulle 'n trouaanbod deur die lied. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar hulle hoor trouaanbod, hy sê trek in. En dan kom hy by my met die lewens in stukke en hy wil nie trou nie. En die eenvoudige antwoord is net, gaan jy eiers koop as jy hoender in die huis is? Nie. Jy gaan nie melk oor worries koeie en klaar in die huis is nie. So, goddelike wysheid, nie ons eie nie. God se wysheid gaan ons hier uithou. God se krag gaan ons uit die gemors uithou, julle. 2 Korintiërs 3 vers 7 tot 12, die laaste gedeelte wat ek klaar gelees het, sê net, die wet het 'n heerlikheid gehad. Dit is nie dat die wet nie heerlikheid gehad het. Dit het 'n heerlikheid gehad. Dit het ons gewys na Christus toe. Dit is 'n fantastiese heerlikheid. Maar nou het Christus gekom en ons is nie meer onder die wet nie. En hierdie heerlikheid is net soveel groter. Ter afsluiting, die opsomming vir my van hierdie storie is Romeine 10 vers 4, ek gaan vir julle lees. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. As jy weergebore is, deur God se genade, dan is jy nie meer onder die wet nie. Jy is geregverdig deur Jesus se bloed. En wat 'n krag is dan in sy bloed nie. En dis alles hy. God moet die eer kry vir alles. Want dit is niks wat ons eie krag kan doen nie. Geen oorwinning is ons eie nie. Dis alles hy. Dis hy wat jou red, dis hy wat jou lei, dis hy wat jou bekragtig, dis hy wat jou die wysheid gee volgens die wette wat hy op jou hart se tafel skryf. So sal jy asseblief ophou om self te probeer. En vanoggend jou hart oopmaak vir God se onverdiende guns. Kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, wat wil U vir elkeen van ons sê vanoggend? Vat net weer 'n paar oomblikke en hoor net by God. Wat sê hy vir jou?
Here, dankie vir die voorreg om in 'n omgewing groot geword het, vir baie van ons, waar ons wel 'n tigmeester gehad het, wat ons by Christus kon kry. En dat ons die heerlikheid daarvan kan sien, maar dat daar nou soveel meer is wat U vir ons gebring het. Dankie Here vir net so groot genade en onverdiende guns wat U op ons kom uitstort het en wat U aanhou uitstort die hele tyd. En vanoggend kom bid ek dat hierdie guns wat U kom uitstort het oor hierdie gemeente van ons sal losbars en alles verander in ons lewens. Dat hierdie bediening sal gaan van krag tot krag en dat mense in hierdie omgewing sal nie net God vind nie, maar heling vind en vryheid vind en voorsiening vind en antwoorde vind vir al hulle probleme. En dat elkeen wat hier binne is, die vryheid sal ervaar soos nooit van tevore nie, Here. Nooit weer onder veroordeling staan en skuldig voel nie, voor U nie. Maar dat die Gees ons lei in wysheid en in waarheid. En Here, dankie vir die vryheid wat ons weet kom dan. Vir die genesing wat ons weet kom. Ons sien dit. En die voorsiening, Here, wat kom. As gevolg van U groot guns en U groot genade. En ons wil net vanoggend vir U dankie sê daarvoor. Dit is 'n fenominale voorreg. Om net te kan staan en sê, ek is 'n kind van God, erfgenaam van die wêreld, en is nie eens my skuld. God het my gesit, Jesus, dankie vir so 'n groot offer. Dat dit nie net so kruisig en opstaan en sonder vergewe is nie. So veel groter. Dankie daarvoor. Ek kom seën weer dat vanoggend elkeen wat hier sit in die naam van Jesus Christus, met elke seëning in die hemel, wat Christus voorbetaal het. Dit is julle sin, ek seën julle daarmee, dat dit julle lewens sal transformeer. Ek bid vir hulle beskerming, Here, tot ons mekaar weer sien. In die naam van Jesus.